Jammer beteken niks. Ek is seker jy het al die aanhaling gehoor. Ek kan nie hoor wat jy sê nie, want jou optrede en jou dade skreeu te hard. Nou dit gebeur gewoonlik wanneer mense teleurgestel word deur ander mense se gedrag en hulle optrede. Wanneer vertroue gebreek word. En dis nou in verhoudings tussen 'n man en 'n vrou, tussen ouers en kinders, tussen kollegas by die werk, selfs tussen gelowiges. Vertroue is eintlik soos 'n fyn kristalvaas. Dis mooi, kosbaar, maar ook bros en breekbaar. As dit val, breek dit in 1000 stukkies. En dit voel amper asof jy, al kan jy dit bymekaar sit, dit nooit presies weer reg kan kry nie. In verhoudings, of dit nou met 'n vriend, 'n familielid, tussen man en vrou is, maak nie saak nie. Vertroue word gebou deur dade, nie net woorde nie. Daarom is jammer dikwels nie genoeg wanneer vertroue geskenk word nie. Dade moet volg. Wanneer iemand my en jou seermaak en sê hulle is jammer, sonder om enige verandering te toon in hulle gedrag, dan voel dit mos leeg. Dit is omdat berou nie net in woorde gewys word nie, maar 'n verandering van gedrag vereis. Dit verg tyd, 'n deurlopende eerlikheid, 'n strewe na herstel. Die beste voorbeeld waarna ek kan dink is seker toe Petrus Jesus verloon het en vir die eerste keer weer in sy teenwoordigheid kom, met Jesus gekonfronteer word. En hoor 'n bietjie hoe hanteer Jesus dit. Nou ek gaan nou nie ingaan op die detail van die woord liefde wat verskillend gebruik word in die teks nie, want dit is 'n hele preek op sy eie. Maar hoor net wat doen Jesus. Hy vra 3 keer vir hom. Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Dis daai gedeelte in Johannes 21 vanaf vers 15. Maar elke keer wanneer Petrus bevestig dat hy Jesus liefhet, dan gee Jesus vir hom 'n opdrag. Hy sê, laat my lammers wei, pas my skape op, laat my skape wei. Dis asof Jesus eintlik vir hom sê, wys jou berou deur jou dade. Belydenis is net die begin. Petrus moes eers eerlik erken dat hy Jesus liefhet. Net soos ek en jy eerlik moet wees oor ons berou. 2. Opdrag en aksie. Jesus los dit nie net by woorde nie. Hy gee vir Petrus 'n taak. Berou sonder aksie is leeg. Onthou, woorde is die begin, maar dade bou die brug. 3. Herstel neem tyd. Jesus vra 3 keer vir Petrus, amper soos 'n proses wat gehanteer word, 'n proses van herstel. Net so neem dit tyd en volgehoue eerlikheid om vertroue terug te wen. Dink bietjie hieraan. Het jy al 'n belofte verbreek of mense teleurgestel? Hoe kan jy jou dade verander om te wys jy is werklik jammer? Het iemand dalk al jou vertroue verbreek? Hoe kan jy soos Jesus wysheid en genade kombineer in hoe jy dit hanteer? Jesus roep ons op om te vergewe. Maar vergifnis beteken nie onmiddellike herstel van vertroue nie. Vergifnis is 'n geskenk, vertroue is 'n proses. En dis my gebed vir elkeen van julle. Mag jy, wanneer iemand jou vertroue breek, dit met genade en wysheid hanteer, sodat vertroue weer gebou kan word. En mag jy, wanneer jy dalk iemand teleurstel, met jou dade weer die brug bou. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, ons dank U dat ons tot U kan bid. Dankie dat ons met U kan praat en dat ons gebrokenheid voor U kan neerlê. Ons stel mense soveel keer teleur in ons lewens. Help ons dat ons deur dade vir hulle sal wys hoe jammer ons is en deur ons dade weer vertroue sal bou. Here, help ons ook as mense ons teleurstel, ons vertroue breek, dat ons met genade en wysheid hierdie proses van heling en die proses om vertroue te bou sal kan hanteer. Ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen.
Dankie dat jy vandag weer ingeskakel het hier by die kerk aanlyn. Jy weet al, indien dit vir jou moontlik is, deel hierdie evangelie met ander. Dalk net woorde, maar dit ontlok dalk aksie wat 'n verskil in iemand se lewe kan maak. Tot 'n volgende keer.